Goeiemôre almal, dis goed om saam met jou die oggend so te kan begin. Ek besef vanoggend hoe lank laas ek hierdie gedoen het. Ek en François het net aangegaan en hy sê vir my ons trek al by nommer 5 van die Heilige Gees en ek het nog nie een gedoen nie. So, dit is heerlik. Dis heerlik om saam met jou die oggend so te kan begin. Koos, ek sien jy drink lekker koffie saam met die manne vanoggend. Hallo Christa, hallo Elsabie, hallo Jolandi, Bennett, Elsie, Henry, Gerard, Liana. Ek sien ook in ons gemeente, kom ek agter, dat ons weer in daai nuwe vlaag van COVID is, die 5de vlaag. So ek hoor van 'n klomp mense wat moet isoleer, of wat positief getoets het, of wat sekerig is hiervan. So sterkte vir julle, as jy vanoggend by die huis sit en jy het COVID, baie sterkte. Ek hoop die simptome is sommer gou verby en dan kan jy aangaan met jou lewe. Ons gesels vanoggend oor die Heilige Gees en dis my interessant dat toe ons nou oor die Heilige Gees gesels het, ek nou juist hierdie ene gekry het. Ek meen, as ek nou vir 5 keer nie die boodskap gebring het nie, dat ek hierdie ene is hierdie boodskap en dit is die Heilige Gees is ons voorbidder. Nou die feit dat die Heilige Gees ons voorbidder is een van die grootste wonderwerke van genade. Die apostel Paulus het vir ons gesê dat die Heilige Gees wat in ons woon, en kyk hier, so staan dit in Romeine 8, wil ek dit vir jou lees. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. So vanoggend wil ek vir jou vra, of het jy al gebede gebid wat nie met woorde gesê kan word nie? As ek kies, dalk was jy in 'n baie donker tyd, en in die donker tyd het jy regtig beleef, jy weet nie wat om te bid nie, of jy's net op so 'n donker plek, dat dit vir jou voel, jy kan nie bid nie. Ons 'n woord wat ons daarvoor sou kon gee, was om te kreun in gebed, of om te sug in gebed, daai woord wat Romeine gebruik, versigtiging, om te sug in gebed. Maar dit is dalk juis 'n tyd gewees, wat jy nie gevoel het, asof jy verskriklik baie geloof het nie, asof jy weet, eers wat jou versoeke tot God is nie. Ek onthou van tye in my lewe, wat my sug, so iets geklink het, soos, Here, ek weet nie eers wat aangaan nie, ek weet nie eers hoe om te verduidelik wat aangaan nie, dis net te veel, te intens, te erg, ek is net hier, of ander kere wat ek net letterlik gesug het, wat ek geweet het, hierdie sug is 'n gebed. Weet jy waarvan ek praat? Nie daai gebede waar ons 'n halfuur lank sit in die beloftes van God en Bybelversies aanhaal nie, maar net 'n kort frase bid, soos Here help my, of ek weet nie hoeveel langer ek sal kan uithou nie, en dis ons hele gebed. Nou volgens die Bybel is daar krag in hierdie soort gebede. Ek het juis die gedeelte gelees Sondag wat Paulus geskryf het, wat hy gesê het, wanneer ons sterk voel, kan ons krag vind in hom, of swak voel, kan ons krag vind in hom. En hoeveel te meer nie, wanneer ons op daai laagtepunt is nie. As ons kyk na Dawid se getuienis hiervan, in Psalm 30, dan skryf Dawid, ek wil die lof verkondig, Here, want U het my gered, en my vyande nie laat bly wees oor my nie. My Here, my God, ek het na geroep om hulp, en U het my gesond gemaak, en dit is 'n pragtige Psalm, is later getoon sê, deur Louis Brits, die Psalm se refrein sê, U het my rouklere uitgetrek, en vir my feesklere aangetrek. En hierdie Psalm kom sê Dawid, Here, ek het net 'n hulpgeroep gehad, 'n kreun, 'n uitroep van, Here, help my, en dit was genoeg. En wat so vertroostend is dat wanneer ons in gebed gefrustreerd voel, of ons weet nie wat om te sê nie, of het voel vir ons, dan beloof die Bybel vir ons, maar die Gees is besig
om dieper in ons te werk. Sommige ouens wat kommentaare skryf, vergelyk dit met 'n geboorteproses. Daai geboorteproses waar 'n vrou intense pyn, intense seer, jy kan nie dink, dis absoluut intense versigtiging beleef, maar aan die ander kant daarvan, lê daar iets so wonderlik en so mooi, dat ons dit nie kan verduidelik nie. In daai oomblik is ons net bewus van die pyn en van die seer, maar wanneer ons deur die oomblik gaan, aan die ander kant daarvan, dan beleef ons die uitkoms van hierdie belofte. En ek wil vanoggend vir jou bemoedig en sê die Here hoor jou sug, en die Here hoor jou kreun, en die Here hoor jou hulpgeroep. Die Here hoor jou wanneer jy nie eers weet wat om te bid nie. En hy beloof jou in sy woord, dat hy vir jou intree, dat die Gees vir jou intree, dat hy die beloftes van God, die wil van God oor jou lewe bid, as jy nie weet wat om te bid nie. En as dit al geloof is wat jy vanoggend het, dan is dit goed so. Dan is dit al geloof wat jy vanoggend nodig het, want die Here sorg vir jou, en sy Gees tree vir jou in. Mag jy vandag 'n geseënde dag hê, God se liefde en sy vrede en sy oorvloed beleef, en mag jy beleef hoe hy jou ook dra.